As my ouma en my oupa in die middag met die troppies uit Kobeesrivier het gekom het en hulle het die bakbrood gehad het, dat hulle 'n plan gemaak om iewers vir hulle kos in die veld te kry. Jy het geweet hoe wat dit is om te gaan jag, om veldkos te eet. Hulle het geweet hoe dit is om eentjies te pluk, te grawe, sonder dat hulle naals iets oorkom. Ek is baie geïnteresseerd in tradisionele kennis en ek wil by julle weet, wat dink julle tradisionele kennis en kennis van die veld is nog altyd belangrik vir ons? So ek voel dit moet gaan bewaar laat die kinders van vandag en die toekomstige sien hoe belangrik was die natuur en die buitelewe, die veldkos en die lewe. Laat hulle kan sien hoe belangrik was dit in die mense se voortbestaan, ons voorouers se voortbestaan, sodat ons dit meer respekteer en dit kan bewaar. Dat gaan uitsterf. Of het nou is of wanneer, het gaat uitsterf. Maar die ding is aan die, ons leven nog en ons kan iets doen om te zorgen dat het niet uitsterven. Zoals gezegd, ons maken een movie. Maak 'n movie! Vir my as jong mens voel ek dit is belangrik vir ons om hierdie tipe kennis op te vang en ek dink dis juist hoekom ons besluit het om die film te maak, om te probeer om dit wat nog in ons gemeenskap is vandag om dit vas te vang en te bewaar. Ons voel veilig net om te sê jy's 'n colored, maar wat is hier rede? Ons wil nie so gelabel word. Hulle dink rather be black than colored. want ek is heeltemal confused. Want daar is net so 'n bietjie mense wat regtig trots voel om daai label te dra van ek is 'n Khoisa. Hallo. Dat is baie belangrijk dat die jonge generatie moet kennis dra van die traditie, oude traditie. Want die oude traditie, zal ik zeggen, was een strijd tegen oorleving. Tot even bokdrolletjes was afgetrekt als een krier. En je hebt hem gedronken. Als je nu vandaag zo'n moderne mens zegt, ik moet dat doen, zal ik nooit doen. Daar was mos nou voorheen niksie. Jy moet vir alles hard gewerk en as daar nie 'n prysie, daar's nie 'n loon nie. Jy moet net gewerk het. Maar uit daai swaar uit het jy baie goedjies geleer. Ons het nie geld gehad nie, maar ons het ook niks van 'n winkel af nodig gehad. Dit was harde dae, maar het was lekker dae. Hoe dink Dera, hoe belangrik is die omgewing nog vandag vir die mens? Als je nou praat van, wat bedoel je met de omgeving? Die omgewing, die veld en die plante en vandag se lewe, hoe belangrik is dit nog? Dit is nou die natuur. En zonder dit zal het misschien maar zeker hoe gelijk. En die opdracht maakt mij klaar. Maak je hek zo op. Hy sit diep in die grond. Gebruik om kos te maak van. Hierdie wordt afgetrekt. Daar is het de kos. Veldeentjie. Ja, dat is veel eentje. Hij nog uit de haal zo'n paar uit de vat in die zak. Als hij mensen bij de huis ook gaan, weet je. Maar die dan kan niet bij die, dat is lekker dan eten. Het smaakt soos patat amper. Ja.
Jy kan nie proe as jy hom so doen. Jy moet sommer 'n mond vol vat. Ja, dat jy kan nie ding nie, jongs. Rauw. Was hy ook gebruik vir dors? Of, Definitief. Man, al die goed wat ek nog vir jou wys. As jy nie water by jou het, jy het nie kos by jou nie, en jy moet loop. Jy kom by so iets af, jy grawe hom uit en dan kan jy sien hoeveel kilometer stap jy weer af. Ek wil hê ek moet hier so loop, want hier staan Karuna. Dis 'n pil, die pille kan 'n mens ook eet. die terra, die so. Ja, daar, sien jy. Ek moet vir my stel tanden kry dat ek net kan die goed kou, soos ek hulle gekou het. Smaak nie te sleg nie. Nee man, ek weet nie. Alles wat lekker smaak was nog nooit goed geweest. Ken jy het? That's nice, man. Jy moet nie die goed uitspreek nie. Dat is gestoord. Ja, dit is nou die werkje wat ons sê, die Santolino. Jy kan nou afpluk en houer gooi, kookwater op, aftrek en drank vir verkoue. As jy nou 'n tipe van inflammasie ontwikkel, dan kan jy hom vat, knies hom, stamp hom. Jy sit vir hom tussen 2 linnenlappe, waar die pyn miskien die eerste is, inflammasie of wat, tussen die blaaie. En dan gaan lê jy met hom môreoggend as jy opstaan. Ek verseker jou, dat hierdie blare droog getrek. Dink Dera nie, dis baie keer ook miskien omdat ons as jong mense vandag nie die inligting het van die tipe goedie wat ons liewer maar na 'n apteek toe gaan om pille te koop om die tipe plante te kry. Ek is nou verseker daarvan, as julle met die inligting het, dan sal julle miskien na 'n apteek toe hardloop. Dit is omdat julle nie die inligting het nie. En dan sit jy by goed wat jou regtig waar beter kan gesond maak as hy dokter in 'n apteek sonder om 'n sent geld te betaal. Ek is seker daarvan, elke plant op die aarde het 'n doel. Die was van die veldkrye en goed wat Dera wat kry het, ek weet nie of mami dit sal onthou nie. Die is Koorsbos. En die is die Karuna en die is die veldkos is mami ook 'n bietjie kan vir my sê vir wat mami dit gebruik het en hoe mami dit onthou. Die Koorsbos ken ek nou as 'n krye, as jy grieperig is en koorsig om op kookwater te gooi en bietjie te laat staan en dan kan jy dit drink vir 'n krye. Die Karuna ken ek nou maar sommer net, ons pluk hom, maak 'n bietjie die doringkies af, nou eet jy die lekker jong looitjies sommer net so. Dit was die Khoisan se kos in die veld. Hoe het hulle oorleef? En as hulle dit kon doen, suksesvol, wat is die probleem met ons? En dit is net eenvoudig sien ek. Julle sal moet baie honger word, baie dors raak, voor julle die goed sal inneem. Maar ek persoonlik, as ek in die veld loop en ek kry 'n Karuna polletjie, dan pluk ek my lood af en ek loop eet hom soos ek hier agter die bakke loop of in die veld loop. En ek kan miskien nou lighoofdig gevoel het of so. Dan voel ek dat ek kom by. En dan gaan ek voort. Hy smaak miskien nie so lekker nie, maar hy maak so lekker. Just for the camera. Dit smaak het regtig bitter. Dis bitter. Sy het altyd gesê sy kan wel krye gee. Mami kan nie so 'n bietjie suikertjies inroer nie.
Daar is nou baie goed wat ek miskien nog nie kan vir julle verduidelik nie. Maar wat ouer mense as ek vir julle baie meer sal lig opwerp. Ma? Hallo oma. Hallo. Ek sien ouma sit met veel wat perfek is vir ons gesprekke wat ons gaan hê, want ek wil vir ouma so 'n bietjie terugvat in die verlede in. En ons het, ek en Dera was vanoggend 'n bietjie uit in die veld en ons het gekyk na plante wat hulle destyds gebruik het en wat kan ouma onthou waarvoor het ouma so sê nou die Karuna gebruik? Karuna staan in die Karoo. Op sekere plekke heuwels. Hy pille ook. Ja, hy breinpielie. Daardie het ons geëet. Daar kom die donkies ook nou in toe ons vee opgepas het. Daai groenetjie maak as die dorings af. Ja. Spier hem so. Ons het hom vanoggend ook so gemaak. Hy eet dit so. Nou. Hy met nog groen is, hy pitjies. Dat smaak hy lekker. Ja, maar onze Karuna is het al. Ek het 'n mooi groen Karuna. Pluk hol weg. Ja, nee. Daai was ons so kos in die veld geweest. Kyk nou, daar is byvoorbeeld koorbos, melbos, skaapbos. Hy is so bitter dat niemand kan is. Die koorsbos staan mos nog daar by ons. Die staan ek Ja. Dera het vroeger gesê die veld was die apteek. Dankie. Daar het is die regte waarheid wat jy gepraat het. Dink ouma dat die jong mense van daai tyd meer belang gestel het aan die kennis as die jong mense van vandag. Ja. Daardie tyd, maar daai mense is alles geoorleer wat die groot mense vir die kinders saans raak in die veld in die vuur sit gestel. Daar raak hy goed verduidelik vir ons kinders. Maar nou jy kan nie van die ou tyd baie of moet elke een gesels. Ja. Dit het ek klaar teëgekom. Ek sien ouma sit met die lekker skaapvel, gebreide skaapvelletjie en ek Ja, oupa het hom so voor die eerste wat gebrei raak. Die skaapvel se voete. Ja, oupa, my pa. Net vanaf dan raak daar die streepsak daar gegooi. Ja, raak hy met die een voet. Hy raak nou gerek. En nou raak hy so. Zo, ja, opa Piet komt s'avonds in die vuur gezet. Zo, ik waardeer. Hierdie is nog mijn man se handwerk. Ik waardeer het. Ek het op die plaas groot geraak. Ek het in die veld geloop baie, maar die dinge wat ek geleer het uit die trip uit, het ek nie geweet nie. Om met hulle te gesels en om met hulle te sit wat gelewe het in daai tyd. Dit is kennis wat jy in geen boek sal kan lees nie. Op 'n manier was dit ook 'n bietjie emosioneel om te sit en met hulle te sit te gesels en regtig waar te sien dat hulle regtig waar wil
die kennis laat voortbestaan. Dit het soveel memories teruggebring, goeie herinneringe. En laat ek weer kan sê en laat ek kan trots voel vir waarvanaf ek kom. Hierdie wat lyk is gekrap. Die wat? Why would someone want to remove it? Maybe because they just don't want to be related to this history, you know? Yeah, we hear about how they've been enslaved and things like that, but we don't know about the true value of it, you know? We've been taught these things in school and actually because I don't know if in a way that we have to feel kind of ashamed. Yeah, history is written in that way where it doesn't portray the goodness of the original people. They are always either slaves or chased out of some place. It never shows the celebration, the history, the rich heritage and stuff. Was die gedagte toe Rietjieshuise gebou is om die tradisie so uit te beeld aan ons as jong mense? Ons het dit so gemaak sodat die jong mense kan ook leer wanneer die ouers uitsterf. Dan voel ons om vir hulle te wys dat is die gedagte wat ons wil so maak en dit doen soos hulle as ons mee daar is dan met hulle kan voortgaan met die tipe goed. Hoe voel aan Marie, hoe belangrik is dit vir my as 'n jong mens of vir ons as 'n jong mens om hierdie tipe kennis te bly hou? My redenasie is, ek kan dit sien, veral my kinders. Hulle stel nie belang aan dit nie. Hy is by die cellfoon, hy is daar by die laptop, hy is by die TV, dat is amper vir hom, hy stel nie belang, want dit is oud tyd. Maar in die meantime, as hy dit volg, sien, en hy dink reg, dan is dit sy loopbaan vorentoe en hy kan 'n inkomste daarvan kry. Op die oomblik is dit maar swaar en jy moet wel mense het die werksgeleenthede nie. En ja, dieselfde soos Marie hulle het ook maar moeilik gehad om te kan kom tot waar hulle vandag is met die Rietjieshuis. Daar is ook geleenthede vir ons as jong mense. So seisoentye as die toeriste hier kom om 'n stalletjie of iets om op te sit vir 'n inkomste nie. So dit was vir my iets baie na in my hart om deel te wees van Bertie se trippie. What stood out for me was when Granny didn't talk. She was so emotional as she folded that skin and showed us how her husband made it. And I mean, you could see the emotion. It was really, really awesome. I think that was, for me, a takeaway in memory, yeah. Was het 'n lekker tripje gehad en ik heb het baie geniet. Ik zie nu alweer van mij als een filmmaker. En daar is die opportunities is daar zo. Ik met vlerken sprei dan kan ik in de wacht. Het was baie lekker en verfrissend om te gaan sien dat daar soveel jong mense is wat eintlik regtig kan praat oor die dinge, die vrae wat ons gesoek het. En ek dink wat ek huis toe vat vir my van hierdie hele projekkie af is dat ek gaan definitief seker maak dat ek dit in my kind se lewe inploeg. Het julle daai toe julle groot geraak het julle dit so gepluk met die gedagte dat ons moet nog vir Bertie en vir Bertie se kinders of ons het net nie geweet van volhoubare oes nie om daai woord te gebruik. Maar die ouers het altyd gesê nou nog met hierdie kankerbos ook so. Pluk jou medisyne-bos so, onthou jy moet weer vir jou middel gee. Ek is lief vir die natuur. So dit het my regtig geïnteresseer. Van die goed het ek nie geken nie.
As my ouma van gepraat het, dit was net so lig weg en dan kon iemand dan kan sy nie meer verder praat nie. So dit was vir my 'n groot ervaring. En ek voel nou na die film gaan ek terug na my ouma toe om vir haar te sê asseblief ouma, gee my net so weer dieper inligting. Gee tyd vir my dat ek net hy goed kan inkry want dit is belangrik. Daar is so jy sê vir my. Dat